Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Het is vandag maandag, die 31ste Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee en ons hoofopskrif vir vandag sê, bekende VSA akteur sterf onverwags. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: 3 rowers is deur die polisie doodgeskiet wat 'n huisroof beplan het. Bekende VSA akteur sterf onverwags. Onwettige myners gevang deur SAPD. Chinees met perlemoen van 15 miljoen rand betrap. Jong Wes-Kaapse rugbyspeler sterf na kopstamp. Suid-Afrika wil bande met VSA opbou. Geweldsmisdade op plase buite beheer. Richard Chamberlain, die akteur veral bekend om sy rol in die TV mini-reeks The Thornbirds, is Saterdag oorlede. Hy was 90 jaar oud gewees. Ryan Boyle, sy woordvoerder, het sy dood aan die koerante bevestig. Hy sê Chamberlain is om 23:15 Hawaii tyd in Waimanalo, Hawaii dood weens komplikasies na beroerte aanval. Chamberlain sy jarelange lewensmaat, Rabbit, het in 'n verklaring gesê, ons geliefde Richard is nou by die engele. Hy is vry en sweef van daardie geliefdes voor ons. Hy het in verskeie rolprente gespeel, insluitende Petulia, The Three Musketeers, The Music Lovers en Peter Eyre sy Last Wife. Hy het ook sukses as 'n sanger gehad met verskeie in TV-verskeidenheidsprogramme soos in die Broadway herlewing van My Fair Lady in 1993. Vir die Thornbirds in 1983 het hy 'n Emmy-benoeming en 'n Golden Globe eerbewys ontvang. Shogun gegrond op James Clavell se Roman was ook 'n mini-reeks sukses vir Chamberlain in die 1980s. Baie sterkte vir hierdie familielede. 3 mans wat glo huisrooftog beplan het, is Vrydag in Reservoir Hills, Durban, in 'n skietgeveg met die polisie oorlede. Polisiebeamptes het inligting ontvang oor verdagtes wat glo beplan het om 'n huisroof in hierdie gebied uit te voer. 'n Beskrywing van die voertuig waarin die verdagtes gery het, is aan die polisie se operasionele span deurgegee. Toe die polisie probeer het om die voertuig voor te keer, het die insittendes van die motor op die polisie losgebrand en 'n skietgeveg het tussen beide uitgebreek. 3 verdagtes is noodlottig gewond en 2 vuurwapens, 'n granaat is ook in die motor gevind. Sy 2 polisiebeamptes skrams deur die kop getref. Volgens die polisie het verdere ondersoek aan die lig gebring dat die verdagtes gesoek is vir 'n vlag van transitoerooftogte wat so ver as 2021 gestrek het. Die wapens wat teruggevind is, sal ook vir ballistiese toetse weggestuur moet word. Byna 50 mense is in die afgelope week in Noordwes vasgetrek in operasie Wala Umgori. Die meeste van hulle is onwettig in Suid-Afrika. Die polisiewoordvoerder in Noordwes sê hoewel daar 'n sterk vermoede is dat die mense wat in hegtenis geneem is ook by onwettige mynbedrywighede betrokke is dit moeilik om dit te kan bewys. Hoewel dit dus moeilik is om hulle daarmee te verbind, is dit makliker om te bewys hulle is onwettig in die land indien hulle nie die nodige dokumentasie kan toon nie. Sodra die hofprosedure afgehandel is, word die mense wat onwettig in die land is deur die Departement van Binnelandse Sake gedeporteer. 21 mans en 1 vrou is onderskeidelik op Hartbeespoortdam en Mooinooi in hegtenis geneem omdat hulle onwettig in ons land is. Hulle ouderdomme wissel tussen 22 en 56 jaar. Almal het Dinsdag in die Landershof in Brits verskyn. 11 van hulle is boetes van tussen 1500 en 2000 rand opgelê, maar dit is opgeskort vir tussen 30 dae en 3 jaar op voorwaarde dat hulle nie weer die land onwettig mag binnekom nie. Indien dit gebeur, sal hulle die boetes moet betaal. In die laaste geval, in Mogoasi naby Sun City, was daar 2 vroue en 18 mans tussen die ouderdomme van 19 en 46 jaar in hegtenis geneem omdat hulle onwettig in die land is. Hulle sal ook eersdaags in die hof moet verskyn. Die polisie het tydens 'n operasie in Walmer-Kibera op gedroogde perlemoen en droogtoerusting ter waarde van 15 miljoen rand afgekom. Beslag is gelê op 18.400 gedroogde perlemoen en droogtoerusting wat in 'n bergingsfasiliteit in Walmer versteek was. 'n Chinese burger wat op die perseel was, is dadelik in hegtenis geneem. Die verdagte is in aanhouding en sal van dese week in die plaaslike Landershof verskyn.
Hierdie suksesvolle operasie beklem die polisie se verbintenis tot die bekamping van die onwettige oes en handel in marine hulpbronne. Die polisie doen 'n beroep op mense om verdagte optrede wat met perlemoenstropery verband hou, dadelik aan te meld. Anonieme wenke kan aangemeld word by die stopmisdaadnommer 08600 10111. Kort nadat die eindvletjie geblaas het Italo Johan, Afrikaner, wat 23 jaar oud is, begin kla van hoofpyn en begin opgooi. 9 dae later is in die Tygerberg Hospitaal oorlede. Afrikaner het vleuel vir die Elandsbaai Rugby Club se B-span gespeel. Hy het in Elandsbaai by sy ouma en oupa ingewoon. 'n Woordvoerder van die Bolandse Rugby Unie, die BRU, sê by navraag, niemand weet wanneer tydens hierdie wedstryd Afrikaner die hou teen sy kop opgedoen het nie. Skanderings het gewys, Afrikaner het bloeding op die brein gekry. Afrikaner is dieselfde dag geopereer, maar waarna hy nie wakker geword het nie en hy is later weer ingeneem vir 'n skandering. Die BRU het hulle medelee in 'n verklaring uitgespreek. Volgens die BRU bly rugby 'n gemeenskap wat op kameraadskap en respek gebou is en tyle so verlies laat 'n diep leemte in ons rugby familie, het hy gesê. Die nadoodse ondersoek moet nog voltooi word. Afrikaner word Saterdag in Elandsbaai begrawe. Baie sterkte vir hierdie man se familie. Die NUK vergader in Boksburg en bespreek onder meer kwessies soos die begroting, die stand van plaaslike regerings en die diplomatieke krisis tussen Suid-Afrika en Amerika. Spanning heers tussen die twee lande nadat president Donald Trump in Februarie uitvoerende bevel onderteken het waarin hy alle finansiële hulp aan Suid-Afrika gestaak het. Trump is glo ontevrede met die onteieningswet in Suid-Afrika en ook die landse bande wat hy met die terroristenlande en organisasies soos Iran en Hamas het. Verder het die onlangse sing van Kiel de Boer die Amerikaners opnuut omgekrap. Die diplomatieke verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is op 'n rekordlaagtepunt sedert die begin van demokrasie in die land. Die president sal op die regte tyd en op die regte manier 'n weg vind om met die Amerikaners te praat. Geweldsmisdaad op plase is buite beheer en dit gaan sy verstand te bowe dat mense in hoë regeringsposte dit nie besef nie, so sê Adrian Vos, wat 55 jaar oud is, 'n boer van Western Area in Gauteng, wat 2 weke gelede by die dood omgedraai het, toe hy 3 keer op sy plaas raak geskiet is. Vos is maandag op 24 Maart uit die Dr. Yusuf Dado Hospitaal in Kreeusdorp ontslaan. Minstens 16 skote is op hom afgevuur, waarvan 2 hom aan die regterbeen getref het. Hy is ook in sy rug raak geskiet. Geweld op plase raak almal, wit en swart boere. Die beeste van 'n swart boer wat naby my bly, is einde Januarie ook gesteel. 'n Veewagter wat by hom gewerk het, is in hierdie geval doodgeskiet. Boere verskaf kos aan mense, dit kan nie so aangaan, het hy in die koerante gesê. Jaco Mulder, VF+ leier in Gauteng en LPW, het Vos Vrydag op sy plaas besoek. Mulder het die mense wat op plase en hoeves in Gauteng woon, gemaan om hulle veiligheid op te skerp. Mense moet hulle self binne die raamwerk van die wet beskerm en proaktief optree deur aan te sluit by landelike veiligheidsforums. Die staatse finansiëel beleerde wapentuigvervaardiger is Vrydag op R30.000 borgtog elk vrygelaat nadat hulle in die hof op korrupsie aanklagte verskyn het. Daniel Mancha, voormalige voorsitter, en Zwake Ntsepe, voormalige uitvoerende hoof, is die oggend in hegtenis geneem en het die gespilitiseerde handelshof in Pretoria op aanklagte van bedrog en korrupsie verskyn. Nadat Mancha, 'n prokureur van die rol geskraap is, in 2015 is as voorsitter van Denel se direksie aangestel is, het die maatskappy begin om omstrede kontrakte met die Gupta maatskappy VR Laser aan te gaan. Generaal-majoor Mariam Malachogi het in 2023 die nuus gehaal oor beweringe dat sy ook nie voldoende wapenopleiding gehad het nie. Die koerant het voorheen berig, sy is in 2011 op die vlak van 'n brigadier aangestel. Sy het net oor 'n nasionale diploma in openbare skakelwese beskik. Mochologi het as 'n kommunikasiebeampte in die Noord-Kaap begin, maar is in 2019 in 'n senior bedryfspos aangestel, hoewel sy nie die vereiste kursusse voltooi het nie. Die DA vra nou bevestiging dat Mochologi 'n geldige vuurwapen bevoegdheidssertifikaat het en al die nodige opleiding as senior polisielid moet voltooi.
Ons doen ook 'n dringende beroep dat die polisie-aanstellings gegrond op ervaring en kwalifikasies sodat die publiek se vertroue herstel en die moraal van ons toegewyde polisielede beskerm word. Ian Cameron het in die koerante gesê, hulle gaan die jongste bevordering amptelik opvolg. Die gesondheidsdepartemente van Amerikaanse deelstate Texas en New Mexico het Vrydag gesê die getal gevalle van measles het in hulle state met 20% gestyg sedert die laaste verslag 3 dae gelede ingedien is. Texas staan nou op 400 gevalle. Daar is reeds 2 sterftes in Texas weens measles aangemeld sedert die onlangse uitbreking begin het. New Mexico het 1 bykomende geval aangemeld en staan nou op 44. Die deelstate Kansas en Oklahoma het ook plaaslike uitbreidings gekoppel aan die gevalle in Texas. Die topgekeerde Aryna Sabalenka het Jessica Pegula met 7-5 en 6-2 oorrompel en sodoende die Miami Open gewen. Dit was die derde agtereenvolgende eindstryd waar Sabalenka vir Pegula geklop het nadat sy verlede jaar voor die Amerikaanse Open in Cincinnati gewen het. Sabalenka die pad na die titel nie 'n enkele stel verloor nie. Francesco Bagnaia van VR46 Ducati het gisterand in 'n chaotiese Grand Prix of the Americas in Austin, Texas gewen, nadat daar groot drama by die wegspring was en verskeie van die topjaars in die wedren geval het. Bagnaia was gister eerste, gevolg deur Alex Marquez van Gresini Ducati, Fabio De Gianantonio van VR46 Ducati, gevolg deur Franco Morbidelli en dan Jack Miller, en daarna is Marco Becchelli van Aprilia. Suid-Afrikaanse Brad Binder, wat 16e weggespring het in 'n stadium tot 6de opgeskuif, maar kon nie die wedren voltooi het nie. Te midde van al die chaos is daar besluit om die wedren met so wat 15 minute uit te stel en met 1 ronde van 20 tot 19 rondes te verkort. Die volgende wedren is die Qatar MotoGP op April 13de op die Losail baan. Die SA beker rugby se uitslaa van die naweek lyk soos volg. Die oostelike provinsie het 35 punte aangeteken teen die Toyota Cheetahs se 47 punte. Die Nova Wit Griffins het 33 aangeteken teen die Suzuki Griquas se 52 punte. Die Grens Bulldogs het 25 opgestapel teen die Leopards se 28 punte. Die Samlamboland Cavaliers het 71 aangeteken teen die Pangela SVD Eagles se 21 punte. In die laaste rugbywedstryd het die Edling Pumas 50 aangeteken teen die Valke se 35. Baie geluk aan hierdie wenspanne. En 'n skitterende vertoonvenster vir skole rugby in Suid-Afrika het net 'n verbroude strafskop in die doodsnikke die Hoërskool Noordheuwel van Kreersdorp 'n geskiedkundige oorwinning oor Grey College van Bloemfontein ontneem. Die Bloemfontein se rugbyspan het uiteindelik met 24 teenoor 22 gewen, dit nadat die Norries met rustyd met 15-12 die voortou geniet het. Lamza Mgeti, heel agter van Grey College, het een van die dag se 7-3 kunste aangeteken. Paul Roos Gymnasium het die wedstryd gewen met 34 punte teenoor 32 wat die Hoërskool Garsfontein aangeteken het. Rondebosch High School het 38-15 teen JP High School for Boys in Johannesburg ook aangeteken. Hoërlandbouskool Oakdale het 45 aangeteken teenoor 12 van Hoërskool Nelspruit. In die Waarsbeker uitspeelrondes, Tuks kom vandag in die laaste ronde in die studentereeks voor die uitkloprondes teen die Shimlas van Bloemfontein in Pretoria te staan. Die Shimlas, wat met 14 punte die 4de plek op die puntelys is, moet vandag wen om hulle plek in die halfeindronde te kan bespreek. Hulle het verlede jaar die studentereeks gewen. Die Maties is met 25 punte in die 2de plek, gevolg deur die Aitjies met 21 punte. Vandag se bepalings lyk so: om 16:45 speel die Universiteit van Johannesburg teen die Aitjies, om 1900 speel Tuks teen die Shimlas en die NWI Arende speel teen Ixias ook van Bloemfontein en Wits speel teen die magtige Maties. Sarout bevestig dat First National Bank, die FNB, die Springbokke se nuwe hoofborg is. Die Springbok-trui is nou so wat 160 miljoen rand per jaar in borgskappe werk. FNB se logo sal op die truie van al die nasionale spanne pryk. Pick n Pay het boonop 'n kontrak met Sarout gesluit, sodat sy naam vir 4 jaar op die agterkant van die boktrui sal pryk. Die beheerliggaam se inkomste uit borge het verlede jaar van so wat 420 miljoen rand tot 800 miljoen rand van jaar gegroei. Dit kan hierdie volgende sikle
tot 1,2 miljard rand groei na 2027 se wêreldbeker toernooi in Australië. Die afgelope naweek se VRK rugby het weer baie drama opgelewer vir die Suid-Afrikaanse spanne. Die Haie was die gasheer vir Leinster in Durban. Die spel was eintlik op 'n wipplank vir beide spanne en die Haie kon net een keer die manne van Leinster se doelgebied besoek en die 3 is ook verdoel. Daarteenoor het Leinster ook een verdoelde 3 aangeteken en ook met 'n strafskop geslag. Ongelukkig vir die Haie kon hulle nie deurdruk om te wen nie. Die span van Leinster kon net 4 punte op die punteleer vir hulle self byvoeg. Die finale telling was 10 punte vir Leinster en 7 punte vir die Haie. Glasgow Warriors het die Leeu's gewys hoekom hulle nommer 1 in die VRK is en die Leeu's maklik gewen met 42 teenoor 0 vir die Leeu's. Ulster wat die gasheer vir die Stormers was, het die besoekende span met 'n goeie afronding uit oorlê. Albei spanne het ook lekker hardloop rugby te voorskyn gebring wat tot 3 vir albei gelei het. Ulster het 5 punte tot hulle VRK puntelys bygevoeg en die Stormers het met 2 punte weggestap. Die finale telling was 38 vir Ulster en 34 vir die Stormers. Die Bulle het gewys vir die besoekende Zebra span hoekom hulle so hoog op die VRK punteleer is en die span het 'n goeie loosing toegedien. Die skares moet lekker rugby getrakteer en die tuiskare het weliswaar ware vir hulle geld gekry. Die Bulle het 63 punte opgestapel teen Zebra se 24 punte. Suid-Afrika het 'n teleurstellende 9 uit 12 spanne in die skouspel in die nuwe Kai Tak stadion beëindig. Hulle het in die groepwedstryde met Uruguay afgereken deur 40 op te teken teen 7 punte van Uruguay, maar toe teen Australië met 16-26 en Nieu-Seeland met 7-17 verloor. Die Blitsbokke het die naweek slegs 4 ranglyspunte ingeoes. Argentinië wat die Hong Kong toernooi die eerste keer nog gewen het, bekleed steeds die eerste plek op die puntelys. Die Suid-Amerikaners staan nou op 88 punte, gevolg deur die Fijiane op 76 punte en Spanje op 74 punte. Frankryk wat in die eindstryd vasgeval het, blaas met 64 punte in Suid-Afrika se nek. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemke for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Advertensie van Christie Beard Academy in Bloemfontein. Sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skopboks? Kontak gerus vir Coach Warren, ook in Bloemfontein, by 065-989-1472. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 22-32, Polokwane 17-28, Lephalale 20-33, Mbombela 18-28, Mahikeng 19-30, Pretoria 18-27, Johannesburg 20-29, Ermelo 13-26, Richards Bay 22-29, Pietermaritzburg 17-28, Durban 22-26, Port St. John's 20-26, Bethlehem 13-26, Bloemfontein 18-27, Alwal Noord 13-28, Welkom 18-30, Vryburg 18-29, Kimberley 20-26, Appington 22-33, Prieska 18-31, Springbok 16-26, Karasburg 22-32, Keetmanshoop 23-33, Mariental 21-31, Alexander Bay 17-20, Brandvlei 19-32, Loederitsbaai 16-24, Vredendal 17-27, Kaapstad 17-20, Sutherland 13-24, George 17-21, Jeffreys Bay 19-23, Cabarra 19-24, Raffernet 13-27, Oos-London 17-27, De Aar 16-30. En dan ons markte vir die dag. Die randverhandel teen R18.39 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro kos R19.93. Die pond verhandel teen R23.84. Die prys van silwer is $34.12 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,085 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $73.63 Amerikaanse sent per vat.
Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewys.